1, 2, daar, dankie, julle is welkom. Wie se ouma is die? Is jou ma, is die kleinkinders ook hier so? Oh, nie kleinkinders nie. Tannie Elise, wat 'n voorreg om op 'n ouderdom, 'n rype ouderdom hierdie keuse te kan maak. But better late than never. En ek ervaar een ding. Jesus kom en hy kom lê plat op jou maag. Jesus kom en hy sê, ek gaan Tannie so vashou, styf. En hy kom sê vir Tannie, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Los die triespeeltjie in die kar ook uit. Dinge het in die verlede gebeur wat nie moes gebeur het nie. Goeders is gesê wat nie ontsê kan word nie. Verhoudings is gebreek wat nie weer kan versoen nie. Maar Jesus kom en hy doen die volgende. Hy sê so, Tannie Elise, alles gaan oukei wees. En hy kom vergewe en hy kom vat weg. So hou op om terug te kyk en lewe vir die dag, vandag en vanmôre. Hy's met jou en hy's lief vir jou. Ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Elsabie, daar is 'n pen wat ek in die hand van die Here sien, met 'n baie skerp punt wat grafeer. En soos hy grafeer, so sak daai ink in amper soos 'n tattoo. En God kom en hy sê, ek vat daai pen, en staan in Openbaring en hy sê, ek grafeer jou naam op my hand. En die Here sê, sien jy? Jy weet soos jy 'n nota maak elke nou en dan, en jy maak 'n kolletjie op jou hand, ek doen dit gereeld, en daai kolletjie herinner my die hele tyd, so sê God, soos jy die hele tyd op sy gedagtes. En sê, it's time. Dis tyd dat jy guns beleef, dat jy vrede beleef, dat jy aanspraak maak op die beloftes, wat so baie daar is, maar jy sien hulle nie uitspeel nie, en die Here sê, van vandag af, watch this space. Okay. So ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis lekker as 'n ma en dogter op so ouderdom saam gedoop word. Kyk nou die trappie, Tannie. Okay, volgende. Kom, julle moes al nie gewees het. Leidien, jy moet nou kan sien met die bril, sit hom net daar. 7 keer, ek weet nie getal 7 nie, 7 keer het goed gebeur, 7 keer het jy vir die Here gevra, en na die 7de keer het jy gedink, okay, dit klink vir my skriftuurlik, maar nou het ek opgehou. En die Here sê, moenie ophou nie, moenie laat die getal jou pla nie. God sê, maar 7 maal sal ek soveel keer meer vir jou gee as jy aanhou, en God soek in alles wat jy doen. Leidien. En 70 maal 7 keer moet jy bly vergewe, oneindig, sodat God sê, my beloftes leidien deur jou tot stand kan kom. So don't stop after 7.
is just beginning after 7. So ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek gaan hierdie ene vir Niels gee. Asai, dankie. Asai, ja, Charles. Soos jy gesê, long time coming. Ek is baie trots op jou. En ja, mag hierdie man begin te raak en te wees saam met die wandel saam met die Here waar hy jou wil hê. Dat jy jouself deur sy oë sal sien. En ja, mag hierdie begin die eerste dag wees van baie. Ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Family blessing. As die man besluit om dit te doen, dan kom die family en die family tot bekering. As 'n family blessing wat op jou lewe lê, dit wat jy vandag doen. So mag alles family en family begin beleef hoe dit lyk as 'n man die Here dien. Okay? Is met jou. Bernadette en Livan. Hoe lank is julle al getroud? 5 jaar. Ekskuus, ek moet die vrou dit vra. Die mans vergeet dit gewoonlik. 4 jaar. Ek kry dadelik iets oor. Julle instap. Dis ek moet vra as kinders, kids, alles. Dis daar kinders. Is daar okay. Is daar waar's hulle? Daar. Ons sien as laities. Waar's hulle? Steek op julle hande as dit jou ma en pa en ek bedoel wat is. Belak, hé man. Wie is die oudste? Jy gaan voorloop. En soos gister se rugby sê die Here, ek gaan jou gebruik. Wat is jou naam? Wat is goed? Leslie. Die Here sê Leslie, ek gaan jou vat en jou boeties. Waar is die ander 2 boeties? En waar is die ander een? Die kleintjie. Julle gaan inhaak by Leslie en julle gaan saam skram. En want weet jy wat julle gaan skram? Pa gaan voorloop. En met pa voorloop gaan daai 3 binne in jou wy kom. En as jy wat jy bekommerd was na hulle gekyk het en hulle veral as hulle stout is. Dan dink jy, Here, waartoe is jou pad met hierdie laities? Here sê ek gaan jou wys, maar ek gaan jou eers wys. En wanneer jy dit doen, gaan hulle volg. En gesê vandag is die eerste dag, dag 1 van een dag waartoe julle almal saam gaan. En julle moet maar styf vashou. Ja, die leeu moet brul. Goeders moet regloop, want dis waarin julle God se guns en God se genade gaan beleef. Hoe ook al julle voel, hoe ook al julle dink oor dit. Geseënd is jy, as jy jou ouers eer en lank sal julle lewe in die land wat die Here julle God gegee het, sê Eksodus 20. Daar's 'n armse dogtertjie, ek weet nie wie joune is nie, maar daar's 'n dogtertjie wat oor jou pad gaan kom. Ek sien net 'n vlindertjie en 'n kind se hare en die Here sê, daar's 'n dogtertjie, is myne. Is myne en ek gaan jou 'n sagte hart, of het jou 'n sagte hart gegee vir 'n dogtertjie eers en God sê, ek koester daai enetjie en ek hou daai enetjie baie styf vas naby aan my hart. Right. Ons doop julle 2 nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Dis 'n boetie en 'n sussie. Ja, is great, julle. Is goed, is 'n family saam, julle saam besluit maak. Wat is jou naam? Mia Marie en Hermanus. Mia Marie, daar soos ek sien branders wat besig is om in en uit te beweeg en ek weet nie of jy 'n liefde vir die see het nie, maar die Here sê ek gaan 'n rustigheid en 'n vrede oor 'n situasie behoor jou bring en alles gaan so saggies uit en saggies terugkom. Die son gaan skyn en dit gaan hierdie ongelooflike oomblik wees en jy sê Here, hoe kan dit wees? En die Here sê want ek het jou geroep gehoor. En iets binne in jou is baie onstuimig. God sê ek gaan die storm stil maak. Soos 'n ongelooflike tropiese strand waar die waves in en uit. En jy met 'n pina colada daar gaan sit en die stories so gaan kyk en God sê ja, ek het vir jou van die begin af beplan. Dit wat jy graag wil hê is joune. Omdat jy devoted is, omdat jy gereeld tyd in die Bybel spandeer, omdat die Here sê ek sien dit binne in jou raak. Sal ek dit vir jou gee. En hy sê hy is lief vir jou en hy is met jou. En hierdie oom druk sy hand heeltyd so uit want hy het ook iets vir jou. Dus ek het iets vir julle al twee en dit is moenie dink julle is te jonkie. Ek weet nie of julle voel julle is te jonk vir hierdie groot besluit, maar Jesus sê julle is nie te jonk nie. En wanneer ons kyk na hierdie samelewing, het ons jong mense nodig om 'n hand op te steek en om te sê ons maak hierdie verklaring vir Jesus Christus. Ons maak hierdie verklaring dat ons bou koninkryk vir Jesus Christus. En ek beleef net hoe ten spyte van julle ouderdom gaan die Heilige Gees julle so seën met wysheid dat groot mense, ouer mense gaan luister na julle en sê praat met ons, wat moet ons doen? Wat sê die Heilige Gees? En ons gaan julle nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hangende aan Hermanus, toe ek jou naam hoor, toe dink ek aan Hermanus Pietersfontein rooi wyn. Ek sê, Here, ek kan maar nie oor wyn. Here sê, ja, wyn is 'n goeie voorbeeld. Moenie die proses rush nie. Dit wat Pieter nou gesê het, don't rush it. Goeie wyn vat tyd. Moenie die bottel te vinnig oopmaak nie. Moenie te vinnig wil uitdeel nie. God sê, laat daai ding fermenteer, laat hy op die regte tyd op sy regte plek die geur en die smaak gee aan mense wat dit proe en mag jou lewe soos 'n baie duur rooi wyn wees. Wees versigtig met wie jy jou lewe ook deel, want jy kry ouens wat net palpelei wyn drink en dan gaan hulle jou wil uitsyp. Don't go there. Spesifieke mense, spesifieke target. God is besig met jou lewe, jong man. Hy sê ek vat jou spesifieke area toe wat net jy 'n niche het. Dis nie vir almal beskore nie. Op die regte tyd sal jou lewe geselebreer word. Dis 'n harde pad tot daartoe. Maar as jy gaan vasbyt, jy gaan doen dit wat reg is elke dag, sê God ek smet jou en jy gaan dit sien. So ons doop julle nou. Ons gaan julle een doop. Is hy die ouer ene? En hy word eers gedoop. Ons doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. En so ook Mia Marie. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Don't settle for less. Daar's 'n sterk jong man wat jy eendag mee moet trou. Don't go for cheap. Soek daai ouetjie, nee. Hy loop al buite rond, maar jy moet hom soek. Wat saam met jou die pina colada op die strand gaan drink. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As dit hulle daai, het dit wonderlike kinders groot gemaak. Waar is die oupa? Here seën julle. Is dit ma en dogter? Ja. Ja. Ma eerste. Wat is jou naam? Ansel. Ansel? Lizel. Lizel. Ek moet verskriklik mooi dink wat ek vir jou wil sê. Waar's Neil?
Neil. Die Heilige Gees wys my hoe jou gedagtes, maar ek weet julle is baie close, maar hoe jou gedagtes en dan sluit dit jou gedagtes in. Die Heilige Gees wys my hoe dit so tronk, hoe julle gedagtes in 'n tronk is, soos in 'n tronksel, maar van vandag af maak hy die tronkdeure oop vir julle gedagtes. Hy kom vat vandag julle gedagtes en die manier waarop julle gedink het, die manier aan wat julle dink die hele tyd in sirkels hardloop, kom hy en hy kom vat, die tronkdeure breek hy oop en hy wil regtig julle op 'n journey vat waar julle met nuwe denkwyse na die lewe gaan kyk. En ek beleef net die journey gaan amazing wees, vreemd in die begin, maar die airtime wat julle gegee het vir goed in die verlede gaan verander. Die Heilige Gees, Jesus, God, sy airtime gaan al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer prioriteit kry. En daarom kan ons jou doop vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan van een generasie na die volgende generasie toe, want dis hoe die Here dit wil hê. Dat die harte van die kinders deel raak van die harte van die ouers. En mag julle harte, wat hier verteenwoordig word, soveel groter wees as wat julle denke, wat uit die tronk uit is, mag wees in julle kind se lewe. Die Here sê, daar gaan baie seisoene in jou lewe kom. Daar gaan winter, somer, herfs, lente, dit gaan oor en oor en oor gebeur. Leer om vrede te maak met winter. Leer om vrede te maak met somer en alles tussenin. Die Here sê, maar daar gaan baie seisoene wees. As jy hom vertrou, gaan jy deur hulle almal hardloop en jy gaan soos 'n boom wees wat baie ringe het en baie stories kan vertel. Selfs in die herfsttyd, sê God, ek's daar. Selfs in die winter as jy koud kry, sê die Here, ek's daar. En wanneer jy in Oktober die mooiste maand instap, sê die Here, en jy ryk al die blomme, dan is dit 'n bewys van die winter en van die herfs en die vorige somer. So ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en jou ma gaan jou doop. Grondpad. Baie grondpad gestap, nee. Klippe, papwiele. Hoekom is een van jou groot vrae wat jy vra? Hoekom, Here? Hoekom? Die Here sê, is alles om jou voor te berei sodat dit waar jy eendag gaan uitkom kan wees. Moenie kyk na die papwiele nie, moenie kyk na dit wat stikkend is nie, moenie dit wat gebroken was, laat dit jou definieer nie. Jy is dit nie. Jy is God se kind en hy is ongelooflik lief vir jou. Wat is jou naam? Dewald. Jy is nie wie jy was nie, jy is omdat hy sê jy is. Mense het opinies. Wie weet dit God? 'n Waarheid. Hy weet wat hy gemaak het. Hy het nie nodig om 'n opinie te kry oor wat hy gemaak het nie. Hou op lewe volgens die opinies van die wêreld, van mense, van enigiemand om jou. En lewe vir een ding, God se heerlikheid en God se ding wat hy vir jou sê. Okay, Dewald. So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Rabbi. You've been faithful, sê die Here, Corny, over and over and over and over again. You've just been faithful. En dit lei na die vrede van God. Toe jy kies om in die lewe kom en jy kies om weer in die lewe het gekom. En die lewe het soveel swaaie en houe geswaai. En die lewe het soveel hartseer veroorsaak. En God kom sê, hy vat jou hart so vas. En hy blaas so oor hom. En hy sê, kom maak net. Kom fix nie. Kom maak net. En jou hart wat hard geraak het, sê God, verander hy vandag in 'n hart van vlees. 'n Hart wat liefde kan vat, 'n hart wat liefde kan gee. En hou net aan dit gee. And just be faithful in loving. Hoor jy? Here sien al die trane raak en hy weet van al die goeters. Hy weet van dit alles. Hy sê, wat jy was faithful. Well done, my good and faithful servant. Man, was jy aangestel. Baie gaan nou gebeur. So ons doop jou, Corny, in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sien jou bo op 'n berg tippie staan, met jou hare in die wind. God sê, ja, is waar ek jou soek daar. Hou op om jouself onder die vallei. Hou op ploeter onder die vallei. Sukses lê in jou hande, Reino. Ja, is lekker as julle kinders so lief is vir julle, né? Sukses lê in jou hande. En die Here sê wat ook al jy vat, gaan in goud verander. Maar vir een rede om sy koninkryk te bou, don't keep it for yourself. En Reino, jy het besigheidsgedagtes, God het 'n besigheidskop in jou gesit, ek weet nie wat jy doen nie. Die Here sê, dit wat jy nou sien gaan gebeur, gaan hy verdubbel en verdubbel en verdubbel, en jy gaan terug na jy sê, hoe is dit moontlik? En God sê, soek allereers die koninkryk, en my geregtigheid, en al die dinge wat jy wil hê, gaan vir jou gegee word. En dan gaan daai man dit meer doen. Leer hom nou al, hy het jou gedagtes en jou manier van denke, is oorgedra daar. Is dit so? Is dit 'n copy and paste? Ek sien net Ctrl+C, Ctrl+V. Copy and paste. En mamma, hou jy van ponies? Jy's 'n dogtertjie, jy doen. Die Here sê ek het vir jou 'n tipiese dogtertjie gegee. Typical, presies, Barbie, unicorns, what have you, alles. En die Here sê in perde, daai uniekheid gaan so 'n groot vreugde in julle lewens op 'n stadium raak. Die man en die family wat gaan saamgevoeg word hier, gaan vir julle as 'n gesin 'n groot blessing wees. En julle gaan 'n fondasie sien wat uit jou uitgebore word, wat jy niks van nou gaan onthou nie. But it doesn't matter. Die Here sê vir julle as ouers, om julle getrou is nie manier hoe julle kinders groot gemaak het. Ons gaan julle nou doop, saam, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Fight the good fight. Always fight the good fight. Jy huil in die nag en jy sê, Here, hoekom sien hulle my nie raak nie?
Here, hoekom is ek nie die een wat daar voor staan nie? Hoekom is ek nie die een wat, ek doen al die werk in die agtergrond? Kan hulle my nie net raak sien nie? Kan nie my net vorentoe trek nie? En die Here sê, hey, my genade is genoeg vir jou. En dan gaan jou oprig en gaan jou sterk maak, en op 'n stadium gaan die mense verby die kyk wat voor staan. En hulle gaan so om hulle kyk en hulle gaan jou raak sien. En God sê, my eer en my heerlikheid is dit waarna jy streef. Die res sal volg. Hou aan support. Hou aan jou bes te gee. Jy is besig om groot goed in hierdie wêreld te doen in dit wat jy doen. Ek weet eers wat jy doen nie. Maar Here sê daar lê soveel waarde in dit. Moenie jouself minder ag. Moet die spotlight nie op jou skyn nie. Maar indirek sal die mense die spotlight in jou sien soos dit reflekteer op die wat voorloop na jou toe. Ek beleef net hoe die Heilige Gees ook net sê dat van vandag af wil hy die eerste plek wees. Hy wil jou hooffokus wees vir vorentoe. Dit was op mense gefokus, maar van vandag af gaan jy verby mense kyk. Mense gaan nie meer hierdie prioriteit wees in jou lewe van fokus wees nie, maar die Heilige Gees. En sodra dit gebeur, gaan jy illuminate word. Dit gaan soos 'n lig wees wat uit jou uitskyn, en dit gaan maak dat mense nie na jou kan kyk nie. So ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Eddie en Nicolien, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder. Lukas 1 vers 37, waar is hulle? Waar is hy selgroep? Hoe kan 'n mens, 'n jong mens, enige mens, sy pad suiwer hou? Is deur om te hou aan God se woord, en mag sy woord soos hy heiliglik op julle harte geskryf staan. Harder pos wat binne in julle harte. En God sê, Eddie, gaan jou ongelooflike liefde en 'n wysheid gee vir sy woord. As 'n teacher binne in jou, maar jy hou terug op hom. Jy hou op terughou. Jy het 'n manier om te praat met mense, en in daai manier hoe jy met mense praat, gaan hulle iets nuuts van hom leer. Daar's 'n gawe binne in jou, jy het hom begrawe. Die Here sê, gaan haal hom uit. Gaan haal hom uit. Maak jou mond oop, praat. Hulle sal luister en hulle sal tot bekering kom op grond van jou woorde. Nicolien, ek sien die fyn detail raak wat jy raak sien, Nicolien. En die fyn detail is dit wat alles aan mekaar weef. Staan gou agter Eddie. Hou vas om hier, om sy, ja, daar's net so. Dis die rol van die vrou. God maak die vrou uit die ribbebeen van die man uit, en uit daai gedeelte sê, wat doen die ribbekas? Hy beskerm als hier binne. Jy beskerm met daai fyn detail van jou weef jy hierso 'n bulletproof vest om sy hart, om sy lyf. Guard him, sodat hy voor kan staan en die houe kan uitdeel en kan gee om jou te beskerm. Bly in daai rol. Moet dit nie omruil nie. Die Here het dit so gemaak. As jy dit, kry jy dit voor jou. Hy is jou shield, om beskerm sy hart in alles wat jy doen. Ons doop julle nou saam in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Jy het 'n hart vol liefde wat oorloop. En soos 'n kind, jy ken die ou voorbeeld van die kind met die glas melk. En soos hulle hardloop in die gang af, so mors die melk. En die Here sê jy moet vinniger hardloop sodat jy meer kan mors. Want so moet jy die liefde uit jou lewe uitmors. Daar's gedagtes en planne wat die Here binne jou gesit het en jy hou ook terug op die gedagtes en die planne. Die Here sê, "Run. Ek is in dit. Ek is in daai beplanning met daai kindertjie kleuterskool, ek weet nie. Presies met die jong klomp te doen. Die Here sê, ek het vir jou planne en gedagtes gegee. Don't be scared. Ek gaan dit aktiveer in jou lewe. Hardloop. Want sy liefde is die dryfkrag agter jou. So Mandy Botha, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Waar is jou dogter? Ek het hom gisterand al gekry. Toe sien ek 'n fyn skitter lê okkerd. En hy lê baie ver afstand. En ek sien die Here sê, jy is die bullet wat hy ingelaai het binne in sy 6.5 Creedmoor. Of 308, ek weet nie wat 'n kaliber jy like hê. 30 Quest. 7.65 Boeremouser. En die Here sê ek het jy daar ingelaai met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke teiken baie ver raak te skiet. En jy is klaar in die lug besig om te travel. En God sê, byt vas. Op stadium gaan jy die impak voel. En as jy die impak voel, gaan jy weet, I got this. But the joy is in the journey. So geniet jou flight time. Wie wat sit agter jou? Wie is die vlam in jou gat? Is die Heilige Gees wat jy propel uit daai geweer uit. God is die een wat die teikens soek en die triggers slaan. Uiteinde is Jesus Christus, die volëinding. Maar die dag as jy die teikens slaan, dan gaan jy weet, okay, journey is ook verby. En moment, dan moet jy hom begrawe. Maar dit is nog lang van nou af. Maar Here sê, ek skiet fyn met jou. Ek skiet baie fyn met jou. So laat toe, dat jy in die sniper se gun gaan lê. Rein. Lyk of jy woorde. Ja, ek gebruik altyd hierdie terme, die lang lyne. Jy doen nou iets, maar dis 'n lang lyn, dis nie, jy gaan nie onmiddellike resultate sien nie. Maar as jy vandag net vir die Heilige Gees inbind in jou lang lyne en vir hom vra, maar hoe lyk jou lang lyne, wil ek vir jou sê, wanneer daai lang lyne in gaan kom, dan jy verbaas staan en gaan dink, dit is onmoontlik, dis ver bo wat jy gedink het, of geimagine het, dit kan gebeur. Maar hy sit iets in jou hart vandag oor lang lyne. En al gebeur iets nie vandag nie, beteken dit nie God het vergeet daarvan nie. Dit beteken nie jy is op jou eie nie. Dit beteken net, dis nie nou nie. Maar saam met die Heilige Gees gaan jy ongelooflik verbaas staan oor die lang lyne wat jy saam met hom beplan. En ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. The gracious one, Shwanel. En deur grasie, doe jy inkom as die weer vir my sê, sy loop nie, sy float.
En as 'n graciousness aan jou. En die Here sê graciousness met sy grace binne in jou. Lyk dit vir mense altyd of you've got this, wat jou 'n steunpilaar in die wêreld maak en in baie mense se lewens. Die Here net vanoggend jou oprig en sê hy, jou stability wat jy het, en die manier om altyd die vrede en die positiewe ingoeders in raak te sien. En daar's tye wat jy negatief raak en depro raak, ek weet, ons almal doen, maar daar's tye, meeste van die kere, waar jy altyd die glas vol sien, as half leeg. En sê, dit is 'n inspirasie vir baie mense. Hy het dit in jou hart ingesit. So in tye wanneer dit so negatief om jou lyk en lyk die wêreld word vergaan, sê die Here, ek het jou, Chanel, die positiewe een gemaak, om 'n voorbeeld te kan wees vir almal om jou. So wees die steunpilaar in jou omgewing. Wees die steunpilaar in jou family, as jy getroud. Ek is ja. Waar is hy? Staan aan. Jy moet nie te hard op haar lê nie. As tye wat daar in die binnekamer is wat jy moet bietjie help, nee. Maar laat haar toe om die steunpilaar te wees. As daar vreemde mense in jou huis is, wat jy nie ken nie, wat sy ergens ontmoet het, dis okay. Hulle gaan God ontdek deur haar lewe. As sy kinders voer wat sy nie suppose is om te voer nie, so right, sy's 'n steunpilaar. En die Here sal die sluise van die hemel oor julle huis oopmaak en genoeg finansies binne in julle gees sodat jy kan doen wat jy doen. Hou aan. So Chanel, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, ek onthou. Die trigger, die kamer, die reuk, die hartseer, die pyn, die genesing, die nuwe geboue, die nuut wat hy opbou, om te sê, Philip, watch this space. Soveel meer, soveel groter, soveel meer geseënd. It's yours. Geef my jou hande. Nee. Geef eers jou hande. Ander hand ook. Hulle sê hierdie hande gaan baie kry en baie aanvat, baie fix, baie regmaak. Hulle voel hard. Keep doing what you're doing. Wat ook al dit is wat jy doen. Here sê ek gaan jou hande gebruik om soveel genesing en soveel vrede in hierdie wêreld te bring. So aan om dit wat jy met jou hande doen te bly werk vir sy koninkryk. Okay. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis tyd. Wat 'n voorreg vandag. Terwyl ek jou sien, maar ek bid en wat se woord wil God vir jou gee, is dit die vorige persoon se hande het ons vasgehou en ek weet hierdie hande is hande van genesing. Elke liewe dag is dit wat julle doen, is deel medisyne uit, gee vir mense baie keer net raad en hoop en gesels net met mense en ek weet dit van jou, wat se passie jy het vir mense. Maar dan vra jy soms, maar Here, ek het self baie seer, ek het self baie keer so seer gekry en ek voel partykeer, hoe is dit moontlik om vir ander mense om te gee as ek is waar ek is? Ja, en ek kry hierdie prentjie van hierdie babietjie wat so toegedraai is in hierdie ongelooflike sagte kombers. En Jesus sê, dis hoe jy vandag jouself moet beleef in hom. Hoe hy jou vashou, hoe hy jou sien en hoe lief hy vir jou is. En moet nooit hard word teenoor mense nie.
En ek weet wanneer mense by julle aankom as hulle siek, hulle is partykeer norsend want hulle is siek en nou moet hulle so mooi hanteer en julle doen en jy doen. En dankie dat jy nooit jou hart verhard nie. Maar ten spyte waardeur jy gaan, is jy altyd lief vir God se mense. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Karel, jy is die kop, jy is nie die stert nie. Hou op, laat die lewe jou swaai. Hou op om te dink, dit wat mense sê, is wie jy is. Karel, God sê, jy is my seun, op wie ek verskriklik trots is, en wie ek verskriklik lief is. Doen alles wat jy doen na die beste van jou vermoë. Doen dit so goed soos wat jy kan. En God sê, verhooging kom van hom af. Jy kyk soms na jou baas en jy sê, hulle moet my verhoog, of mense moet my meer, of hulle moet my wat. Here sê, nee. Doen jy die regte ding altyd elke keer, oor en oor en oor, en verhooging kom van sy kant af. En jy gaan dit ervaar in jou lewe, Karel. So ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom. Hou jy van die wolke en die buitekant en kyk jy gereeld op en dan sien jy die sonstrale deur die wolke kom en dan kyk jy na die goue randjie om die wolke en dan sê die Here die volgende: agter elke donker wolk, Anushka, is 'n silwer randjie. En God sê die wolke is tans donker en die blitse slaan en dis nag. En as 'n storm, wat is daai liedjie van daai vrou? En die storm daar buite, dis nag. Jy ken daai liedjie, Lorika Raug. Ek sien by die see, dis nag. Here sê, don't worry, die storm gaan verbygaan, die silwer randjie is daar. En hoe ook al en wat ook al daai donker wolke veroorsaak, God sê ek is met jou in die storm. Ek is met jou in die moeilike tye, ek is met jou in die tye waar jy sit en waar die duiwel wil kom en jou lewe wil steel, sê God, ek laat dit nie toe nie in Jesus naam. En hy gaan jou uit hierdie ding uitvat en hy gaan ongelooflike vreugde en sonskyn, jy gaan die warm sonskyn so op jou vel voel en jy gaan sê, hoe is dit moontlik? En die Here sê, want ek is lief vir jou. So maklik is dit. Ek is lief vir jou. So Anushka, God se guns en sy seën rus op jou. Donderweer kan nie vir ewig aanhou nie. Die donker wolke gaan nie altyd voor die son wees nie. God sê ek sal weer die son laat skyn. Hierdie proses is om jou te groei en om jou sterker te maak, want dan gaan 'n tyd vorentoe kom waar jy dit gaan weergee wat jy nou beleef om eer aan hom te gee. In Jesus naam. So ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Ma, seun en ouma. Ja. Ma, seun en ouma. 3 generasies. 3 generasies wat die Here kies. Tannie, wat is jou naam? Tannie Renay. Weet jy hoe lyk 'n granaat met al die pitte in? Meer seker die pitte in jou soet gemaak. En jou stability en jou soetheid maak dat hulle nog steeds lief is vir jou. Ek praat nou nog met 'n klomp mense en hulle sê hulle is so kwaad vir hulle ouers, hulle het hulle so hard pak slag gegee en hulle wil nie eens vir hulle gaan kuier in die ou huis nie. Maar jou pitte, jou granaatpitte, die soet granaatpitte van jou, maak dat hulle nog steeds wil eet van jou af. En deel jou pytjies uit. Want die Here sê rondom elke soetpytjie aan die binnekant sit 'n saadjie en die saadjie sal groei en die saadjie sal weer vrug dra. Wat is die vrug van 'n granaatbos? Nog granaatbosse. As dit net die vrug was, dan die ding dood gegaan. Maar dis nog granaatbosse. En so sê die Here, so het ek hulle vir jou opgerig en hierso staan 2. Daar's nog baie ander wat nie hier is nie. Ja. Dan ons doop jou eers in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, en dan beleef ek net soos wat hy praat oor die granaatpitte, die vrug. En ek is mal oor granate, maar die vrug wat so oorgespoel het van generation to generation. Die enigste manier wat dit kan gebeur en aanhou gebeur, is julle verhouding met God. 'n Mens kan 'n mens lief hê, maar as daar iets gebeur, dan onttrek 'n mens. Maar wanneer jy iemand lief het, deur Jesus Christus en soos Jesus Christus, dis wanneer 'n verhouding sterk word. En so van geslag tot geslag tot geslag saam met God. En dit is die sukses van julle familie. Ons gaan doop of gaan ons hulle saam doop? Eerste, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sion, my naam is Sion. Okay, ons is nou by jou. Sion. Jy's ongelooflik slim. Ongelooflik slim. Moenie laat die skoolstelsel jou definieer nie. Hoor jy? God sê ek het goed hier binne in jou kop gesit wat die skool nie gaan uitkry nie. Dit gaan na skool gebeur. Maar swat hard. Hoor jy? Werk hard. Hoe oud is jy nou? 15, so jy is nog in skool, start 7. Graad 9. Okay. Wat is skool is jy? Magalies. Here sê, hey. Moenie dat die skool jou definieer, die skoolstelsel jou definieer nie. Dit wat ek in jou kop gesit het, is soveel groter as wat hulle kan uitbring. So tap daarin, jy gaan dit gebruik en weet wat gaan met daai doen wat jy na skool gaan regkry, as jy gaan dit weer inploeg daar en daar. Voer hom, moer en sorg vir hom, hy gaan vir julle sorg. Groot. Jy kan dit nou al sien nie, soms is jy geïrriteerd. Here sê, hey, byt vas, lang lyne. Okay. So sê ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die wêreld wil jou elke nou en dan van 'n baan afdruk, Megan. Mense staan langs jou en hulle skree allerlei goed. Ek weet nie wie daai mense is nie, ek weet nie wat die sisteme is nie. En al wat hulle wil doen is, hulle sê, hierdie kant skree Megan, kyk jy, skree daai kant weer Megan.
Het jy al die fliek Biscuit gekyk? Moenie worry nie, is 'n perd. Die perd het heeltyd so krom en skeef gehardloop tot hy uiteindelik sy oë reguit gekry het, toe hardloop in 'n reguit lyn. Die Here sê hou op luister na die stemme om jou. Hy het 'n spesifieke plan vir jou. Alraai. Hy het hom. Hy het soos hy met ons almal het. Hy sê maar stemme trek jou aandag af. Daar's sekere stemme wat jy moet uitsny uit jou lewe uit. Ek weet nie wie hulle is nie. Weet nie wat hulle sê nie. Maar hulle sê nie wat God sê nie. En God kom vanoggend hier binne in hierdie doopbad en hy sê, omdat my seun Jesus vir jou gesterf het. Jy's so 'n beautiful mens, so 'n beautiful girl. Sê hy, moenie na die stemme luister nie. Nie afdwaal nie. Don't follow the mainstream. Follow his stream. Okay. Stoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. JP, John Pierre, 'n tightrope balancer, en ek sien jou op so 'n kabel loop, en jy balance en dis afgronde oral langs jou, en jy sukkel om jou balans te hou, en God sê vanoggend af kom sit hy daai lang paal hier op jou arms so, en hy sê ek is die een wat jou gaan help om te balanseer. En as jy hom deel het van jou lewe, dan maak dit sin. Ewige, jy weet, gewig die kant toe en daai kant toe, hou jou op die baan. Hou daai lang paal vas. Here sê, as jy hom nie gaan gebruik nie, as jy die Here gaan weggooi, dan gaan jy gly, gaan jy val. En dit kan jou dood veroorsaak. God sê, maak my deel van jou lewe en ek gaan jou help om die lewe te balanseer. In alles wat jy doen. Die manier hoe jy jou geldjie spandeer. Die manier hoe jy lief het. Die manier hoe jy met mense praat. Sê die Here, ek is jou balance. Gebruik my as jou balance, JP. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. The eyes of a lioness. Het jy dit al gehoor? So bietjie, maar jy glo dit nie. Hoe doen jy? En hy wil brul in jou en deur jou. Had 'n vrou 'n prentjie geskilder, 'n lioness prentjie, en sy sê sy kan net die lioness wees as daar 'n groot leeu agter haar is wat brul. En God sê, ek is jou groot leeu. Ek is jou groot leeu. Moenie sy job wil oorneem elke nou en dan nie. Laat hom toe dat hy God wees en voorsien, en lei, en genees, sodat jy die leeuwyfie kan wees wat provide aan die welpies. Daar's soveel meer, maar ek dink jy hou terug. En God sê, mag daai ding net groter en groter in jou lewe begin gebeur. Mag sy autoriteit jou autoriteit wees. Hy sê, ek delegeer dit na jou toe. Soos Jesus gesê het, alle mag in die hemel en aarde is op aan my gegee, sê Jesus, en daarom gaan hy na sy disippels toe en hy sê, daarom gee ek dit vir julle en sê, gaan dan hier en maak disippels in al die nasies. God sê, dis joune. Nie bang wees om my krag wat hy vir jou gegee te gebruik nie. So nee, en ek beleef net hoe die verlede moet jou nie meer definieer nie. Dis asof jy in 'n comfort zone ingebeweeg het en asof al van verlede en goed, jy's okay met waar jy is.
Die Here wil jou vorentoe vat. Die Here wil jou daai bril waarvan Jannie praat, wil hy vir jou gee en mense om jou gaan begin agterkom, maar something has changed radically. Okay. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Besef julle die ongelooflike rol wat 'n gesonde huisgesin speel in 'n gemeenskap. Sak dit in. Ons sit met 'n tekort van gesonde huisgesinne in gemeenskappe. Kinders in skole is uit soveel verdeelde huise. En Heilige Gees sê vir my dat julle moet julle huisgesin, pa, ma, Jenny en kom oppas. Hy het iets in julle huwelik gesit, hy het iets in julle as mens gesit, dat dit so moontlik is. Maar van vandag af is dit net nou nog meer 'n doelgerigte ding van, hoe pas ons hierdie huwelik op? Hoe pas ons kinders op? Hoe pas ons gesin op? En hoe word ons 'n voorbeeld in ons gemeenskap vir 'n goeie gesin waar God regeer? Ek beleef hoe lief is julle vir mekaar. Maar ek beleef hoe goed daar eksterne faktore is wat dit probeer skade doen. Nou maar, julle fokus is vandag op mekaar. Die beste geskenk wat julle vir julle kinders kan gee, goeie huwelik. Ons doop julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is 'n rede hoekom ek dit vra, want die Here sê ek gaan iets niets daarin sit. Daai rou, seer, wond, stukkend, wat ook al sê die Here, I'm gonna fix it. En hy gaan hom replace met iets wat jy nooit gedink het om kan replace en die gap volmaak, nee. Met voorsiening, met liefde, met koestering, met die instap, toe sien ek, jy weet wat's pillow time? Dus wanneer jy in die aande op jou bed gaan lê en jy kyk in die ander een van die huwelik se oogies vas en jy praat, die Here sê gaan vir jou ongelooflike vreugde met pillow time gee in die toekoms. Sterk ene, 'n fris ene, 'n boerseun op 'n perd. Nie 'n ridder nie, 'n boerseun. En hy gaan die boerboelbroekie dra. En dis wat jy soek en dis wat jy vra. En die Here sê, ek hoor hom, soek hom. Okay. En hy gaan jou kinders naby trek. En dan gaan vreugde uit hulle lewens uitspoel.
daai mannetjie het groen vingers en die Here sê ek gaan hom set up in hierdie land vir soveel meer. Dis iets in agriculture in hom in en God sê, ek sien hom net op 'n trekker sit. Ek weet nie hoekom ek sien hom op 'n trekker sit en hy ry die trekker so met een hand en met daai een vingertjie wys so vir mamma. En die Here sê ek gaan jou baie suksesvol maak, ou seun. Okay. Wees lief vir jou sussie en jou klein boetie, hoor jy? Sin Chanel. So Chanel gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As weights wat die lewe op jou skouers gegooi het en jou bene wankel, erg. Nie se Here kry dit nie gedra nie. Ek ervaar die Here kom en hy sê ek gaan my hande onder jou arms insit en ek gaan jou optel en ek gaan jou genoeg krag gee vir dit. Moenie gaan lê nie. Want as jy eers gelê het, is dit baie moeilik om daarvan af op te staan. So al wankel jou bene, al voel dit asof die storie nou in een gaan stort, sê God, moenie gaan lê nie, Leanne. Moenie. Maak die wyse, maak die beste, maak die goeie keuses in dit, vertrou op die Here. Hy sê gaan jou die genoeg krag gee sodat jy kan opstaan en soos jy opstaan sien ook jy daai weight so afgooi van jou skouers af en jy begin hardloop. En jy sê dis wat vir jou beplan het, Leanne. Want tans het die omstandighede van die lewe het jou soos ankers begin vashou en dit hou jou terug. Bene bewe so, wankel. Here sê ja, ek sê help. Gaan die pad saam jou stap. Okay. Want wat het ek vroeër gesê, vandag is die dag, wanneer jy hier ingaan, wanneer jy uitkom, dan los ons die gewigte agter, ons los die verlede agter, alles gaan dood, ons begrawe. Jy kom op as 'n nuwe mens, en vra die Heilige Gees, help my reg dink, help my dink soos wat ek moet dink, nie soos wat ek wil dink nie, maar soos wat U wil hê ek moet dink oor goed. So as jy hier gaan opkom, is jy lig. En jy gaan die blydskap van die Here belewe. Is jy met ons, saam met ons, opgewonde? Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Shamaine en Jaco. Goud van die aarde, sielsmense, juwele in God se oë, ongelooflik waardevol vir die Here. Shiny. Die Here net kom sê ek maak julle, ek kom in dit wat julle in die verlede gesien het, kom giet ek in goud. En ek kom maak iets nuuts en iets baie kosbaar uit julle uit. En ek sit goud in julle hande. Die goud van nasies maak ek julle sin om te hanteer.
van dit na julle toe, van dit na die wêreld toe. Ek weet nie of jy met foreign currency besig is of ergens is of in julle nie, ek weet nie. Maar Here sê ek gaan die rykdom van ander lande deur julle laat channel in die regte rigtings in. En gebruik dit wat God vir julle gegee het. Vat die goud. Goud is universal. Jy kan enige plek met goud betaal. Goud is nie gekoppel aan 'n wisselkoers nie. Goud gaan ver. En die Here sê ek gaan julle gebruik. Het julle paspoorte? Het jy 'n paspoort? Want hy gaan vinnig chops kry. Ek weet nie wat aan doen nie. Die Here sê gaan jou set up. En dan gaan jy op vliegtuie sit en jy gaan daai gedagte begin share oral. Jy gaan sê Here, hoe is dit moontlik? En die Here sê dis my krag en my denke en my kreatiwiteit binne in jou wat hierdie ding gaan maak werk. Okay. Ek sien hoe daar nuwe riviere begin vloei soos in woestynareas. Tegnies is dit onmoontlik dat daar nou 'n rivier kan uitvloei, maar ek sien dit in julle lewe. Ek sien vrugteboorde wat droog is, maar nou kom daar water daarin en hierdie vrugteboorde begin vrug dra. Wow. Okay. En wees honger vir dit, vra vir die Here hoe lyk daai prentjie. Want dit gaan amazing wees. Ons doop julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een is 'n groen blaar, een is 'n by, een is 'n blom. Nou is die blom, hier is die groen blaar, en hier is die by. Die by is baie vlieg van blommetjie na blommetjie na blommetjie na blommetjie na die social vlinder ene. Die blommetjie is die pragtige enetjie wat net staan in die wind en bewaai. Die blaartjie gee die skaduwee om te sê, kom rus onder my. Die groen, die mooi, die rustigheid, die vrede. Maar dit wat mooi is, dat dit wat onderhou word, dat dit wat lewe vind. Ek sê die Here, ek het julle 3 saamgesit, is 'n ongelooflike combo. Ek het gister, ek het 'n buite stort. En terwyl ek besig is om buite te stort, ek weet ek is 'n nature ouetjie. Toe kyk ek so op en ek kyk die bome en ek sien 'n blommetjie en ek sien die blare en ek hoor die bye en ek sê Here, wat is dit? Here sê jy gaan hulle môre sien, hulle al 3 gaan die doopbad wees. En ek is soos Here, ek het nog nie gekry nie en ek het nie geweet julle gaan nie staan nie. Is julle laaste? Okay. Die blom, die blaar, die by. Lees wat die by doen. En gaan so deur die lewe. Vind uit wat die blaartjie doen en gee die voeding vir die lewe. En radiate uit God se heerlikheid en sy skoonheid en sy mooiheid deur julle lewens. Okay. Here is ongelooflik lief vir julle 3 sissies. En julle het 'n wonderlike ma en pa. Wat is jou naam? Janine. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy's eerste. Jy lyk die oudste. Janelle, die blaar. Ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maak toe jou neus, buig jou bene. Papa drukkie. Huh? Jackie the bee.
En moenie bang wees nie. Hoor jy? Daar's gedeeltes in jou wat soms bang is vir dit wat jy moet doen. Here sê, don't fear. Moenie die donkerte vrees nie, moenie die onbekende vrees nie. Here sê, daar's soveel meer in jou. Be bold en vlieg na die vreemde blommetjies toe en gaan soek en gaan bestuif. En God sê, ek gaan jou inkleer met pollen. Okay. So ons doop jou ook in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees.